Goeiemôre broers en susters. Welkom by die erediens vanoggend. Dit is goed om so baie gesigte hier te sien. Vanoggend is 'n besondere Sondag in die kerklike jaar. Ons noem dit Palmsondag. Ons herdenk op hierdie dag Jesus se intog in Jerusalem op die rug van 'n donkie. En dit is dan ook die begin van dit wat in die vroeë kerk bekend gestaan het as die groot lydensweek, die week net voor Paasnaweek, Goeie Vrydag en Opstandingssondag. Ons gaan daarom 'n lied in die erediens ook sing. Dis 'n nuwe vonklied wat spesifiek gaan oor Palmsondag. Die lied is nie so bekend nie, is ook nie baie moeilik nie. En ons het gereël dat ons, voordat ons met die erediens begin, net 'n video kyk, 'n video-opname kyk van hierdie lied. En let spesifiek ook op die beeldmateriaal wat daar gebruik word. Dit sê vir ons iets van die gebeure op Palmsondag. Toe vreek as jy vir ons net die video sal speel asseblief. Broers en susters, ons toetrede lied vanoggend is gesang 158. En ons gaan daarvan verse 1, 2 en 3 sing. Ons bly dan staan vir die foto met die seun daarna. En dan direk daarna die foto met die seun, die lofsang gesang 190, verse 1 en 3.
Juig, dogter van Sion, jubel, dogter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is regverdig en die oorwinnaar. Hy is nederig en ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie Mary. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, terwyl ons so bly sit, kom ons bid saam. Hemelse Vader, die oomblik wat ons U naam noem, bely ons geloof in U. Want Here, ons praat met U omdat ons glo U lewe en U is God. U is die drie-enige God. U is die Vader wat vir ons sorg. U is die Seun wat in ons plek gelei en gesterf het en uit die dood uit opgestaan het om vir ons die pad na U toe oop te maak. U is ook Gees. U is by ons. U help ons om te glo. U kla ons aan deur U Gees, Here, wanneer ons gesondig het, sodat ons gaan regmaak. Daarom bely ons U as die drie-enige God, die enigste God sonder wie ons nie kan lewe nie. Dankie, Here, vir die gawe van geloof. Dankie dat ons kan glo en wanneer dit vir ons soms moeilik raak om te glo, dan is U naby. Dan help U ons om te glo. En ook dit het U vir ons kom wys in Jesus Christus. Toe die ongelowige Thomas nie wou glo nie, toe nooi Jesus hom uit. En voordat hy kan gaan kyk en voel aan die wonde in sy liggaam, toe bely hy, my Here en my God. Here, help ons waar ons geloof swak word, waar dit klein word, waar dit soms verdwyn.
Help ons daar, dat ons steeds sal glo, U is by ons, U is ons Vader, U is die drie-enige God. Dankie Here dat ons deel van die kerk kan wees, omdat U ons deel daarvan gemaak het. U het ons geroep, Here, om deel van die kerk te wees, en U het ons deel wees van die kerk bevestig, op grond van die verbond wat U met ons gesluit het, dat U altyd ons God sal wees. En of dit nie genoeg is nie, gee U ook nog vir ons die doop, waardeur U ons juis op 'n sigbare manier daarvan verseker. Wanneer ons deel is van die kerk, Here, dan kom ons ook hier in 'n erediens bymekaar. En ons dankie dat U ons ook hierheen gelei het en vanoggend die behoefte in ons hart gesit het om hier te wees. Want hier wil ons kom hoor hoe U uit U woord uit vir ons sê om te lewe, juis omdat daar geen ander rigtingwyser vir ons is nie. Daarom vra ons, Here, dat U dit sal stilmaak in ons, dat U vir ons 'n oor sal gee om te luister. Maar ons vra U dat U ook sal ontferm, Heer, oor hulle wat siek is, hulle wat hartseer is, wat alleen voel. Seën hulle ook met U teenwoordigheid. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Gemeente, ons skriflesing vanoggend is uit 2 gedeeltes. Ons gaan lees uit Sagaria 9 vers 9 en 10 en dan ook uit Matteus 21 verse 1 tot 11. Sagaria 9 vanaf vers 9. Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy's 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. Ek sal sy strydwaans in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei. Die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see, van die Efraat af tot in die uithoeke van die aarde. Tot sover Sagaria 9 en dan Matteus 21 vanaf vers 1. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê: "Gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan: Die Here het hulle nodig, en hy sal hulle gou weer terugstuur." Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word: "Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier." Die 2 disippels het toe vooruitgegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die dier gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep: "Prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom. Prys hom in die hoogste hemel." Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: "Wie is hierdie man?" Die skare het geantwoord: "Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea." Tot sover. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor, en elke dag ook
daarvolgens lewe. Broers en susters, kom ons sing saam voor die prediking uit vonk 501, daarvan verse 1, 2 en 3. Dit is die lied waarna ons gekyk het voor die erediens begin het. Terwyl ons dit sing, gee ons die kinders kans om uit te gaan vir kinderkerk, en ons vra dat julle dan in kamer 3 by mekaar kom. Vonk 501, verse 1, 2 en 3. Teks vir die prediking is Sagaria 9 vers 9. Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. En dan ook Matteus 21 vers 5. Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, die vul van 'n pakdier. Broers en susters, die Israeliete is weggevoer in ballingskap. Hulle leef in 'n vreemde land. Hulle leef tussen die afgode van heidene. En hierdie volk, wat hulle eie koning gehad het, wat sterk was, koning Dawid, het nou niks. In die dae van 'n koning, wat 'n sterk leier was, en 'n tyd wat dit voorspoedig gegaan het met die volk,
In 'n tyd wanneer hulle 'n volk was waar daarmee rekening gehou moes word, veral militêr, daardie tyd is verby. Wat meer is dat hulle ver van Jerusalem af is. Hulle is ver van die tempel af. Die plek waar hulle aanbid het en waar hulle vir God ontmoet het, is nie net ver van hulle af nie, maar daardie plek is ook verwoes, nadat hulle jare van tevore uit ballingskap of in ballingskap weggevoer is. Hulle sit in Babel. En om en by die jaar 450 voor Christus word die stad Babel verower deur koning Kores van Persië. Hy gee aan die Israeliete toestemming dat hulle na Jerusalem toe kan gaan om die tempel te gaan herbou. En stelselmatig begin hulle almal terugkeer na Jerusalem toe. Hulle het nou weer die kans om hulle self in hulle eie land te gaan hervestig. Dit klink alles goed. En dit klink na iets waaroor hulle opgewonde moes wees en iets waarna hulle moes uitsien. Maar die werklikheid van die situasie is dat hulle van voor af moes begin. Hulle sal weer landerye moet aanlê. Hulle sal weer hulle ekonomie aan die gang moet kry. Hulle sal weer huise moet bou. En al hierdie dinge neem tyd. Dit gebeur nie alles in 1 of 2 dae nie. Dit het moeilik gegaan. Oeste het misluk. Vreemde volke het hulle aangeval en probeer oorlog maak. En met al hierdie terugslae neem dit ongeveer 22 jaar om die tempel te voltooi. En saam met dit alles wou hulle weer hulle ou tradisies vestig. Hulle wil weer hulle eie koning hê. In kort, hulle wou hê dat alles weer moet gaan soos wat dit in die verlede gegaan het, toe hulle 'n sterk volk was. Na die val van Babel, in die tyd toe die Israeliete weer begin terugkeer het na Jerusalem en hulle tempel begin herbou, is daar tog 'n gees van opgewondenheid en uitsien na die toekoms. Alles gaan weer wees soos wat dit was. Hulle het skielik weer 'n toekomsverwagting. Daar's weer iets om na uit te sien. God gaan weer regeer vanuit Sion in Jerusalem, waar die tempel is, en daarmee saam gaan daar weer 'n koning op die troon wees, wat hierdie volk gaan herstel tot sy eertydse glorie. Dit is hoe hulle dink oor die situasie waarin hulle is. Die boodskap wat Sagaria dan aan die volk gee in hoofstuk 9, sê dan, dat die volk wel 'n nuwe toekoms het om na uit te sien, maar dat hierdie toekoms iets wat anders gaan wees as dit wat hulle verwag. 'n Mens hoor iets van die volk se verwagting in hierdie gedeelte wat ons gelees het. God sal kom veg teen al die volke rondom hulle. Hy sal verwoesting saai, sodat Israel gevrees sal word. Niemand gaan sommer 'n kans vat met God se volk nie. Sagaria se boodskap van die Here af sê, Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy's regverdig, hy's die oorwinnaar, hy's nederig, en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. Dit wat Sagaria hier beskryf, is die koms van die Messias. Ten spyte daarvan
dat die volk die koms van die Messias verkeerd verstaan het as iemand wat gaan kom oorlog maak en Israel weer gaan herstel tot sy eertydse glorie, en nie iemand is wat eerder kom preek, jy moet mekaar lief hê, jy moet mekaar vergewe, draai die ander wang, wees die minste. Dit laat hulle verward. Hulle sien eerder uit na hulle nuwe koning wat kom, en Israel gaan weer 'n volk wees. Hulle wou die Messias ontvang as 'n koning, die se leer gaan oorlog maak, en vir Israel weer 'n wêreldmoondheid maak. Die boodskap wat die Here bring deur Sagaria, word meer as 500 jaar eers later waar, wanneer Jesus op 'n donkie in Jerusalem inry. Hulle wat in Jerusalem is, ontvang hom as die koning, want hulle ken hierdie voorspelling of profesie wat Sagaria baie jare gelede gemaak het. En dan besef hulle skielik, hierdie profesie gaan nou in vervulling. Dit wat Sagaria verkondig het, word nou waar. En nou kan hulle nuwe koning ontvang. Hulle ontvang vir Jesus letterlik soos 'n koning, met luide toejuiging wanneer hy op die rug van 'n donkie Jerusalem binnekom. Hulle gooi hulle klere op die pad voor hom neer. Hulle pluk takkies en gooi dit ook neer voor hom, want dit is hulle koning wat hier aankom. Dis die een wat dinge vir hulle gaan kom beter maak. Hy gaan hierdie swaar juk van die Romeine wat op hulle lê, gaan hy wegvat. Hy gaan ontslaa raak van die Romeinse keiser, want Israel gaan nou weer sy eie koning hê. Hulle gaan deur hulle eie mense regeer word. Dit is hoe hulle vir Jesus ontvang. Die goeie tyd is weer aangebreek, want die nuwe koning is hier, en nou gaan alles regkom. Minder as 'n week later, broers en susters, is daar van hierdie opgewondenheid en vrolikheid dat die nuwe koning hier is, baie min meer sigbaar. Daar's bykans niks daarvan meer oor nie. Die stemming het heeltemal verander. Wat het gebeur intussen? Judas verraai hom. Die regte bedrag geld was vir Judas genoeg om vir Jesus, wat so deel van sy lewe was, vir Jesus, wat vir hom die koninkryk van God oopgesluit het en die geheimenisse gedeel het, te verraai en vir die Romeine te sê, dis die een wat julle moet arresteer. Sy disippels spat uit mekaar uit, toe die Romeine hom gevange neem in die tuin van Getsemane. Hulle los hom net daar. Dis nou elkeen vir homself. Solank as wat hulle kan wegkom, doen hulle dit, voordat hulle dalk ook in die moeilikheid kom. En die Romeine oordeel dat hulle saam met Jesus dalk 'n opstand wou begin. Wanneer Petrus, die disipel wat die spreekbuis van die disippels was, en gewoonlik die opinie van die disippels verwoord het, toe daar vir hom gevra word, maar is jy nie een wat by hulle was nie? Toe ontken hy dit. Soveel so, dat hy later vloek en skree, ek ken die man nie. Toe Jesus deur die Joodse raad verhoor word, deur sy eie mense, word hy wat die seun van God is daarvan beskuldig, dat hy teenoor God laster, wanneer hy sê, hy is die seun van God. Die Joodse raad meen, dat hulle nou genoeg getuienis teen hom het, om hom aan die Romeine oor te lewer, dat hy tereggestel kan word.
Hy word voor Pilatus gebring. 'n heiden. 'n heiden wat sê dat hy in Jesus geen skuld vind nie. En wanneer hy dan vra, vir wie moet hy vrylaat, soos wat die gebruik was, vir Barabbas wat die moordenaar en die rower was, of vir Jesus teen wie hy niks skuld vind nie, toe skree die skare dat hy vir Barabbas moet vrylaat. Toe hy vir hulle sê, maar Jesus het niks gedoen nie, wat maak ek dan met hom? Toe skree hulle nog harder. Kruisig hom. Word hy werklik as die koning ontvang, wanneer hy Jerusalem op die rug van 'n donkie binnery? Was die Hosanna, prys die seun van Dawid, was dit opreg gewees? Dit klink so. Maar is duidelik, broers en susters, dat hierdie mense wat hom as koning ontvang het, baie vinnig van denkie verander het, nadat hy gevange geneem is en veroordeel is, later die week. Hy is gearresteer deur die Romeine. Hy bied tydens sy verhoor nie veel weerstand, of enige verdediging nie. Soos 'n lam ter slagting, word hy na Golgotha toe gelei. Sy disippels is nêrens. Hulle is nie daar om hom te help op hierdie pad nie. 'n vreemde man kom sy kruis dra. Dis nie hoe 'n koning lyk nie. In die eerste plek sou 'n koning se soldate ingetree het wanneer sy lewe bedreig word, soos wat in die tuin van Getsemane gebeur het. 'n Koning sou nie soos 'n patetiese figuur voor Pilatus gestaan het en homself nie verdedig het of weerstand gebied het nie. Sy mense sou hom kom help het. Skielik pas Jesus nie meer by die prentjie wat hierdie mense gehad het van hulle koning nie. Hulle self kan nie meer baat by dit wat Jesus kom doen nie. Want kyk wat gebeur. Hy word na die kruis toe gelei. Hy word tereggestel. Hy kom red nie sy volk nie. Hoe het hulle hom ontvang? Is een vraag. 'n ander vraag is, hoe ontvang ek en jy hom vandag? En voordat ons dit antwoord, broers en susters, kom ons dink dalk so 'n bietjie terug oor die laaste paar weke wat ons in die prediking gehoor het. Ons het gehoor dat sy versoeking in die woestyn deel van sy lyding was. Sy lyding ter wille van my en jou. Ons het gehoor dat ons in Jesus se lyding en in sy kruisdood die versekering gekry het dat God sy kinders nog nooit alleen gelos het nie. En dat hy dit ook nooit sal doen nie. Ons het gehoor dat die wêreld waarin ons leef, ons sal haat, wanneer ons eerder dit wat God van ons vra gebruik as 'n maatstaf, as wat dit wat die wêreld vra, ons maatstaf word. Ons het gehoor dat ons met dankbaarheid kan gaan skuil in die skaduwee van die kruis, omdat God weet hoe ek en jy soms ook voel, wanneer dit nie met ons goed gaan nie, wanneer ons seer het. Ons het gehoor dat ons kan bid en kan wag op God se antwoord, wanneer ons soms meen dat hierdie wêreld bitter onregverdig is. Met dit in gedagte, hoe ontvang ek en jy vir Jesus vandag in ons lewens? Hoe maak ons hom deel van ons lewens? Wil ons hê dat hy deel van ons lewens moet wees? Verwag ek en jy hom ook
as die een wat vir my alles moet kom regmaak en beter maak, die oomblik wat ek dit vra. Daar's nie werklik vir hom 'n plek in my lewe nie, maar hy moet darm net naby genoeg wees, sodat ek op hom kan steun, wanneer ek hom nodig het. Is hy werklik vir my en jou die koning van ons lewens, deurdat ons aan hom gehoorsaam is en onderdanig is, dat ons elke keer wanneer ons wonder wat ons moet doen, vir onsself eers die vraag sou afvra, maar wat sou Jesus doen in sulke omstandighede? Hoe moeilik dit ook al is, broers en susters, sal ons moet erken dat ons nie altyd vir hom die eerste plek in ons lewens gee nie. Soms dan kry iets of iemand anders daardie eerste en belangrike plek. Ons leef nie altyd soos wat hy van ons kom vra het nie. Vergewe ons waar dit nodig is. Toon ons liefde waar dit nodig is, of anders gesê, deel ons die liefde wat God vir ons gee onvoorwaardelik uit aan ander, of hou ons hierdie liefde vir onsself, omdat ons dalk bang is, dit raak op. Help ons waar daar nood is, troos ons waar daar hartseer is, luister ons na mekaar, en gun ons mekaar ook 'n plek in die son. Stel ons onsself tweede, en vir God en ander mense eerste. Is dit wat God van my vra, vir my belangriker as dit wat ek self wil hê? As ons enigstens twyfel oor die antwoorde op hierdie vraag, is dit nodig dat ons vir 'n oomblik gaan stil staan en vir onsself die vraag vra of ons vir Jesus ontvang as die koning van ons lewens, die een wat ons lewens regeer, en die een aan wie ons gehoorsaam wil wees. Jesus is deur die massas ontvang as die koning, maar hierdie selfde mense, en dit sluit hulle in wat hom getrou nagevolg het, omdat dag en nag by hom was, het hom in die volgende dae verloon, verraai. Hulle het hom in die steek gelaat en hom soos 'n krimineel laat kruisig. Het dit alles en ook wat ons oor die laaste paar lydenssondae gehoor het van Jesus se lyding, word hierdie lydenstyd van die afgelope paar weke vir elkeen van ons ook 'n tyd van skuldbelydenis, 'n tyd van bekering, aangesien ons onsself vandag moet afvra, hoe ontvang ons vir Jesus? Ontvang ek hom as die koning van my lewe, of verloon en verraai ek hom? Gebruik ek hom maar net wanneer hy my tot hulp kan wees? Elkeen van ons moet vir hom of haar self maar die vraag afvra en antwoord, hoe jy vir Jesus in jou lewe ontvang. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wanneer ons dink aan u lyding, wanneer ons dink aan die onuitspreeklike groot lyding wat u ook aan die kruis ervaar het, en daar gesterf het in u seun Jesus Christus, dan staan ons verstom. Ons voel klein en ons is skaam, Here, want ons weet dit was vir ons. En ons moet ook bely dat ons so maklik sê dat Jesus die koning van ons lewens is. Ons lewe volgens die voorbeeld wat hy ons gestel het en dit wat hy ons kom vra het en kom leer het.
Maar net so maklik, vergeet ons daarvan. Net so maklik, Here, volg ons eerder ons eie kop en gebruik ons hom nie soos wat hy ons vra en ons uitnooi nie, omdat ons hom dan net soms by ons wil hê. Help ons om hom te ontvang as die koning in ons lewens, maar om dan ook onderdanig en gehoorsaam aan hom te bly, deur te gaan lewe soos wat U ons in hom kom vra. Vergewe ons genadiglik, Here, vir daar waar ons ongehoorsaam is, en daar waar ons nie leef en doen, juis soos wat U van ons vra nie. Amen. Gemeente, ons het gehoor dat ons opgeroep word om ons skuld ook te bely, omdat ons soms vir Jesus uit ons lewens uit wegskuif. Dalk soms ons Hosanna ook verander in kruisig hom. Kom ons bely daarom ons skuld saam, wanneer ons dan saam sing uit Vonk 56, verse 1, 2 en 3. En ons bly dan staan vir die seëngroet en die wegsendingslid daarna is Vonk 38, al 3 die verse. Vonk 56, verse 1, 2 en 3 dan nou. Gaan nou in vrede en ontvang met biddende harte die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.